Dis geskakel by Cosmos 94.1. Baie welkom en is tyd vir ons om te gaan gesels met Mike Bolhuis. Nou, hy gaan ons 'n bietjie meer vertel, want ons stel vir hom die vraag ook oop. So, goeiemôre Mike. Mense se nuuskierigheid by 'n misdaadtoneel, motorongeluk en ook by verskillende plekke waar nuuskierigheid die oorhand het, kan soms dinge bietjie moeilik maak, maar dat dit ook op die regte tyd 'n positiewe rol kan speel. Hoe kan iemand wat hulself in so 'n situasie bevind seker maak dat hulle help en nie 'n hindernis is nie? Nuuskierigheid verwrig die kat. Dis nou barbarisme van die Engels af, curiosity kills the cat. Die eintlike en ware spreekwoord is a curiosity strangles the cat. Dis 'n proses in tyd is die kat dood. Maar hoe dit ook al sê, nuuskierigheid is 'n goeie ding as dit tot voordeel is van die situasie. Nou kom ons noem 'n voorbeeld, daar's 'n ongeluk langs die pad. As jy net nuuskierig is om te kyk wat daar wil aangaan, dan gaan jy die verkeer ophou, dan is dit nie tot voordeel van die situasie nie. Nuuskierigheid, as jy iets snaaks sien in jou buurt en jy stop en jy klim uit en jy gaan doen ondersoek en jy vind daar lê iemand in die veld, dan het jy nou mos 'n goeie doel gedien hier en jy het sê 'n moord of wat ook al geïdentifiseer en jy kan die autoriteite betrek. So moet nooit jou nuuskierigheid op sy skuif nie, maar jy moet altyd 'n ingeligte besluit neem weens die omstandighede. So as jy net van, ons het nou al die stories gehoor oor 'n nuuskierige agie en iemand wat altyd wil weet wat aangaan en. Dit kan sy voordele inhou en veral ons as spesialisondersoekers, ons is interveerders, toetreders, aanhoudend. Ons wil altyd weet wat aangaan, maar dit is tot voordeel van die mens, die publiek, om seker te maak dat hulle oukei is en dit is ons agenda en dit is ons deursigtigheid. Maar as die normale mens, die gewone werker, die ou wat 'n besigheid het, en almal wat in ons land leef, wat nie te doen het met veiligheid en sekerheid, hulle nuuskierigheid nie gaan beperk nie, en gaan identifiseer vir waar dit tot voordeel is van die omstandighede, dan kan dit redelike ongemaklikheid en versteurings en chaos veroorsaak. So dit is altyd goed om toe te tree en 'n interveerder te wees, maar maak 'n ingeligte besluit, jy as Jan publiek, wat is jou doel en agenda, en obviously as dit om te help en te identifiseer en 'n verskil te maak, dan tree jy toe. Maar verder moet jy ook in ag neem dat oorgretige, nuuskierige agies en mense wat aanhoudend toetree, raak betrokke nou maar eenvoudig by skinder en praat gewoonlik, en is dit 'n probleem. En dan moet so 'n persoon aangespreek word, en as jy so is, moet jy stop. Jy hoef nie alles te weet nie. Deel maar eers met alles wat jy wel weet, en werk daaraan en maak 'n verskil, voordat jy wil deel met alles wat jy nie weet nie. En dan moet 'n ou in ag neem, mense het privaatheid, en mense wil sekere goed privaat hou en hê, of net met sekere mense deel. Jy kan dit nie persoonlik opneem nie, en as daar nie iets vir jou bestem is, of iets gesê word of bespreek word wat jou aangaan nie, dan moet jy nou nie probeer alles in jou vermoë om af te luister en uit te vind wat daar aangaan. So die bottom line is, mense, wees maar altyd nuuskierig. Kom ons noem dit positively paranoid. Wees maar altyd daarop uitkyk en hou jou oë oop. Kyk, soos hulle sê, 2-3 keer voor jy 'n straat oorgaan, aanhoudend in jou truspieeltjies. Loop in die aande om jou huis voor jy gaan slaap. Wees nuuskierig oor alles. Daai is alles goeie nuuskierigheid. En as jy nou by 'n situasie is waar jy weet jou nuuskierigheid gaan tot nadeel wees of oponthoud, of nie tot voordeel eerder van die omstandighede nie, beweeg aan en los dit. En moenie probeer dan betrokke raak nie. In die wêreld van sosiale media en al die digitale en elektroniese platforms, waar die meeste mense gevang word met knocks en scams, omdat hulle nuuskierig is. Hulle sien 'n dingetjie, dan maak hulle dit net oop. Hulle wil tog so graag weet wat is daar agter. En as jy weer sien, voila, het daai mense jou inligting. Of
Die mans, vir julle mans daar buite. Jy sien hier die beautiful girl. Maar jy kan sommer duidelik sien, sy's kaal, maar hulle hou die lyn van die foto net so bo, net so onder die keel. Dan as jy nou skieurig, dan druk jy hom, want jy wil nou meer sien. Dan as jy weer sien, voila, vang hulle jou met sextortion. Moenie goed oopmaak, wat jy weet vir 'n feit, jou trek weens jou nuuskierigheid. Want dis hoe die meeste mense vang. Hulle is nuuskierig en maak al hierdie snert oop op sosiale media. Daar is soveel en daar is so aanhoudend. En is baie keer selfs advertensies, maar baie van dit is oorgeneem deur boewe en cybercrime criminals wat dit gebruik om jou in te trek en dan jou inligting te kry. En dan wys hulle altyd meer en trek jou in met meer goed en al hierdie goed wat it's too good to be true. Jy het mos nou al gehoor, ek het voorheen gesê, as jy sien, hier kom 'n kaal foto van 'n girl na jou toe, en jy self is nie 'n oil painting nie, as jy nie Mr. Brad Pitt of die handsomeste ou is onder die son, dan moet jy mos weet, dis nie vir jou bedoel nie. Beweeg aan, nie net alles oopmaak nie, maak 'n algehele identifikasie, evaluasie, risiko-analyseringsondersoek eers. Ek hoop, ek het dit redelik verduidelik, maar vir julle nuuskierige aggies daar buite, wees maar versigtig. Groete, sterkte en seën vir julle almal. Baie dankie Mike, ons waardeer jou insettinge en daai jy dit, moenie nuuskierig wees nie, maar wees nuuskierig op die regte tye.